Voordat die ANC hierdie marxistiese party was wat van die bevryding van die African gepraat het, het hulle geglo redding lê by die koloniale owerhede in Londen. Een man, Saul Plaatjie, het kort na die ANC se stigting 'n belangrike ANC-delegasie na Londen juis gelei. Gedurende die eerste dekade van ANC bestaan, het hierdie organisasie nog nie teen die Britse Ryk gerebelleer nie. Hulle het hulle na hom gewend. Hulle was ook 'n instrument vir Brittanje. Onder leiding van Saul Plaatjie het die eerste deputasie na Londen vertrek om die moederland te smeek om in te gryp teen die plaaslike regering se beleid. Plaatjie, die eerste ANC-sekretaris, het gedurende die 1910s in kerke en by parlementêre vergaderings gepraat. Hy het selfs die eerste minister David Lloyd George ontmoet en sy boek Native Life in South Africa is ook in die Britse hoofstad Londen gepubliseer. Hierdie loyaliteit aan Londen sou die ANC se denke vir tot en met ten minste die laat 1920s vorm, totdat 'n nuwe ideologie, een wat eerder in Oos-Europa gewortel was, die tweede generasie van ANC-leiers in 'n nuwe rigting sou swaai. Bly ingeskakel, want in vandag se video gaan ons wys hoe die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party aanvanklik aardsvyande van mekaar was. In die vorige video het ons gekyk na hoe die South African Native National Congress in 1912 gestig is, nie as 'n revolusionêre swart marxistiese beweging nie, maar as 'n loyale pro-Britse, Brits geïnspireerde petisiebeweging. Onder leiding van figure soos John Dewey en Pixley Sekaseme het die vroeë kongres nooit geglo dat reg en geregtigheid deur loyaliteit aan die kroon bereik kon word. Wat min mense besef is dat in 1913 met die aanvaarding van die naturelle grondwet was die ANC se teenkanting daarteen ook steeds gewortel in hierdie selfde koloniale pan-Afrikanisme, iets wat ek later in die video beter gaan verduidelik. Maar om dit te verstaan moet ons eers net weer gaan kyk na wat die 1913 wet in wese was. Hierdie wet het bepaal dat blankes nie in swart gebiede en swartes nie in blanke gebiede grond kon koop nie. Dit was natuurlik deurgevoer na aanleiding van die feit dat die Britse Ryk nou in wese 13 verskillende kolonies saamgegooi het in een politieke unie. Die 1913 naturelle grondwet moet dus gesien word as 'n direkte uitvloeisel van die onstabiliteit wat uniewording in Suid-Afrika gebring het. 'n Poging om orde te bring in 'n landskap waar demografie vinnig verander het en grense oornag verdwyn het. Die wet se ontwerp is in die parlement van die Unie van Suid-Afrika voorgelê deur die regering van generaal Louis Botha, die eerste minister, met J.B.M. Hertzog en veral Jan Smuts as belangrike drywers van hierdie spesifieke wetsontwerp. Alhoewel Smuts self beklemtoon het dat die wetsontwerp ten doel gehad het om swart stamme te beskerm teen blanke en Joodse kapitaliste wat die vermoë op daardie stadium gehad het om al die swart landbougrond op te koop, was dit veral die eerste sekretaris van die ANC, Saul Plaatjie, wat hierdie stryd daarteen gelei het. Plaatjie was 'n belangrike figuur in die deputasie wat daardie jaar deur die ANC na Londen gestuur is om te gaan kapsie maak teen hierdie wet. Nou, dit is nogal veelzeggend dat die ANC hulle juis op Londen beroep het om kapsie te maak teen plaaslike wetgewing. Dit dui immers daarop dat die ANC op daardie stadium die setel van mag en hoogste gesag in Suid-Afrika as in Europa en spesifiek Londen gesien het. En dit is nogal veelzeggend dat wanneer Afrikaner-organisasies vandag delegasies na die buiteland stuur om steun teen werklike onderdrukking te werf, hulle deur die ANC verwerp word as verraaiers van die land. Saul Plaatjie self het sy bekende boek Native Life in South Africa begin skryf toe hy in Londen was, en dit is ook in 1916 in Londen gepubliseer. In Brittanje het Plaatjie nie net kerk- en taalgemeenskappe besoek nie, maar hy het ook kontak gemaak met Britse politici en liberale organisasies. Byvoorbeeld, hy het in 1919 'n ontmoeting gehad met die Britse eerste minister David Lloyd George en met 'n vergadering in die Britse Laerhuis. Hierdie kontak met Britse sosiale en politieke kringe gee aan dat Plaatjie se stryd vir swart, oftewel native regte in Suid-Afrika, gesien is as deel van 'n groter koloniale, oftewel Britse imperiale
Konteks. Die ANC se pro-koloniale, pro-Britse ideologie het self stand gehou tydens die vroeë 1920s met die opkoms van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party. Aanvanklik het die SHKP hom hoegenaamd nie by die ANC geskaar nie, en die ANC wou ook niks met die SHKP te doen gehad het nie. Dis eers baie jare later wat hierdie twee partye so nou saamgewerk het dat hulle op die ouend eintlik saamgesmelt het. Die SHKP het in daardie jare eintlik, of jy dit glo of nie, aanvanklik aan die kant van die blanke mynwerker se besware teen die opkoms van swart mynwerkers wat in die stede ingevoer is uit die tuislande uit, geskaar. Teen die vroeë 1920s was daar ontsettend baie rassespanning in Suid-Afrikaanse stede, omdat arm swartes en arm blankes vir dieselfde werke moes kompeteer en daar geen segregasie of apartheid was nie en blanke mense en swart mense het saam in die stede in dieselfde plekke gebly. Die Brits-koloniale mynbase wat op daardie stadium deur die ANC ondersteun is, het toenemend swart mense in diens geneem omdat hulle bereid was om vir 'n baie laer loon as die blankes te werk. Teen 1922 het hierdie spanning op die Witwatersrand egter 'n breekpunt bereik in wat uitgeloop het op die rand se mynopstand. Toe die myne hul insetkoste wou verlaag deur meer swart arbeiders in wit poste aan te stel teen laer lone, het duisende wit mynwerkers in opstand gekom. Wat begin het as 'n arbeidsdispuut, het vinnig in 'n rasse- en klasseoorlog ontaard. Wit werkers wat slagspreuke soos Workers of the World Unite and Fight for a White South Africa gebruik het, was reg oor hierdie proteste gesien. Die opstand is uiteindelik met groot geweld deur generaal Smith se regering onderdruk. Honderde blankes is doodgeskiet, hele woonbuurte is met artillerie beleg en Jan Smuts het selfs die lugmag ingestuur om bomme te laat val op hierdie stakers. Hierdie gebeure het die regering diep geskit en 'n nasionale vrees vir stedelike onrus en rassespanning laat ontstaan, wat direk aanleiding gegee het tot die 1923 Natives of Urban Areas Act, die eerste amptelike wet wat formele stedelike segregasie in Suid-Afrika begin het. Hierdie wet het bepaal dat elke stad en dorp verplig was om afsonderlike woongebiede vir swart mense te stig. Dit het verder ook instromingsbeheer in 'n wet vasgelê. Swart mense kon net in die stad woon as hulle daar gewerk het. Weereens het die ANC hulle sterk teen hierdie wet verset en hul aan die kant van die Britse koloniale mynbase wat die invloed van goedkoop swart arbeid na stede blootgesien het as 'n geleentheid om hul winsgrense nog verder op te stoot. Die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party is aanvanklik in 1921 gestig, maar vir die eerste 3 jaar van hierdie party se bestaan het dit nie eers swart mense toegelaat om lede te word van die party nie. Die swart ANC-lede was dus kategories verbied om aan te sluit by die SHKP. Dit sou eers in Augustus 1924, 2 jaar na die Rand se mynopstand wees, wat die SHKP besluit het om swartes toe te laat tot die party. Dit was na aanleiding van 'n ewige debat oor hierdie saak tussen Sidney Banting en William Andrews, twee stigterslede van die party, wat die twee verskillende kampe se opinies oor die saak verteenwoordig het. William Andrews, die heel eerste sekretaris-generaal van die SHKP en Blyden Nsimandi se voorganger, het geargumenteer dat swart mense nie lede behoort te word nie, omdat dit moontlik blanke werkers kan vervreem uit die party. Banting se kant het egter as oorwinnaars uit die stryd getree en hy is as die nuwe partyleier gekies. Die eerste formele kontrak tussen die SHKP en die ANC sou dus eers in 1927 plaasvind, toe die nuwe SHKP leierskap uitreik na J.T. Gumede, wat op daardie stadium as die nuutverkose ANC-president in Februarie daardie jaar in 'n konferensie in Brussels van die Internasionale League Against Imperialism bygewoon het. Hierdie konferensie in 1927 was 'n absolute keerpunt in die ANC se ideologiese ontwikkeling en dit sou uiteindelik daartoe lei dat die ANC afsien van die liberale, Christelike en pro-koloniale en pro-Britse visie van die organisasie se stigters en die SHKP se kommuniste omhels het. Ons gaan ook kyk hoe die ANC toe onder kommunistiese invloed van 'n swart burgerlike beweging na 'n politieke party getransformeer is. Hierdie sal DV die fokus van ons volgende video wees.
Om 'n beter idee te kry oor die ANC se pro-koloniale en pro-Britse wortels, kyk gerus ons eerste video in hierdie reeks waar ons dit in diepte deurtrap. Klik net op hierdie skakel wat op die skerm verskyn. En onthou om ons hande sterk te maak deur 'n betalende lid van die Willem Petse groep te word. Sonder u ondersteuning sou die werk wat ons hier doen nie moontlik gewees het nie. Totsiens en God seën elkeen van u.